Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou, ons is in die boek Jakobus om ons vuur warm te hou en ons geloof sterk te hou, selfs wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ek gaan vandag die skrif van gister herhaal, net omdat ek dink dit is so belangrik en ons word so aangeval met twyfel. Hoor wat sê hy, Jakobus 1 vers 6 tot 8, hy sê, maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel. Want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Kom ek gee jou nog 'n beginsel. Ek het nou gister baie gepraat oor moenie twyfel nie. Hier's hoekom ons nie moet twyfel nie. Want hy sê jy word 'n dubbelhartige mens. En hy sê dit gaan deur, jy's onstandvastig in alles wat jy doen. Jy sien, hier's die saadjie van twyfel. Hy begin met een belofte. En dan word dit 2, dan word dit 3, dan word dit 5. Naderhand twyfel jy oor sondevergifnis, naderhand twyfel jy oor jou redding. Jy sien, dis hoe die duiwel werk. Hy begin met, ja, maar jy kan nie vir 'n dooie bid nie. Hoe word 'n dooie opgewek uit die dood uit? Ja, dis onmoontlik. Nee, dis moeilik. En nou begin hy daai saadjie van twyfel. En as jy daai saadjie entertain, as jy met hom speel, as jy hom vashou, dan word dit naderhand nie net 'n dooie opwek nie, naderhand dit siekes gesond maak, naderhand dit, jy hoor die Here ooit sê ek bid, naderhand is my sonde vergeet, naderhand twyfel jy oor jou redding. En dis waarom hy waarsku, hy sê, moenie twyfel toelaat in jou lewe nie. Bid met geloof. Bid met oortuiging, hou aan vra, hou aan klop, hou aan soek, sê Here, ek gaan U nie los, totdat die beloftes waar word in my lewe nie. Die twyfel, daar mag nie plek wees vir twyfel in jou en my lewe nie, en ek weet, die duiwel kom daarmee, dis nie dat ek sê dis maklik nie, maar ek wil jou waarsku, hoe gevaarlik is dit, as jy het begin entertain, want hy sê dit sprei uit na jou hele lewe toe. En hy sê, jy moet nie dink jy sal enige iets van die Here ontvang nie. Dit beteken, al jou gebede sal begin twyfel. Alles wat jy vra sal begin val. Jy gaan niks kry as jy die saad van twyfel gaan toelaat in jou lewe nie. So kom ons bid, dat die Here ons sal versterk. Hemelse Vader, dankie vir hierdie harde waarskuwing. En soveel keer dan dink ons dis maar oukei, mens is mens en ons sal maar altyd twyfel, ons sal maar altyd wonder. Maar Here, twyfel is nie gebou op waarheid nie. Twyfel is gebou op emosie, gebou op omstandighede, gebou op die stemmetjies van die vyand en die duiwel en die leuns. En daarom kom ek vandag en ek bid, Here, my eie hart en vir elke luisteraar om 'n besluit te neem. Wanneer twyfel wil inkruip, gaan ek dit net daar stop. Want twyfel gaan my hele lewe oorneem. Elke aspek, elke gebed, al my verhoudings, al my geloof kan gesteel word deur twyfel. So Here, versterk ons, help ons, dat ons hierdie pad stap. In Jesus naam. Amen. Dank liewe vriende, en ons sien mekaar môre by ons eredienste op al die platforms en groei saam met Lewensentrum. Die Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.